'n Hartlike goeiemôre aan elkeen. Baie welkom by Antipas Gemeente se erediens vanoggend. Dit is so 'n heerlike oggend, is dit nie? Die motreentjie wat daar buite val, 'n heerlike oggend om weer saam te kom en onsself te wy in aanbidding van God aan die genademiddele, woordinname, om te sit onder die gepredikte woord van God, om saam te bid, om saam lof te sing tot eer van die Here, en om samesyn te geniet. Dit verheerlik die Here en dit strek tot ons opbouing, ons versterking, ons vertroosting. En ek bid regtig dat dit is wat julle sal beleef vandag. Ek is dankbaar teenoor die Here vir elkeen van julle wat hier is, want weet julle, deur die soewereine beskikking van God is jy hier vandag. Met die skoolvakansie is daar heelwat wat hier graag sou wou wees, maar wat nou nog nie terug is van verlof af nie. Die van ons wat hier is deur die Here gebring, omdat hy 'n afspraak met ons het. En mag hy homself verheerlik, soos wat hy ons seën dan ook vanoggend. Gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak vir my by Efesiërs hoofstuk 1 vers 15 tot 19. Efesiërs hoofstuk 1 verse 15 tot 19. En ek wil julle aanmoedig om julle Bybels oop te hou, dat julle julle vingers in die teks hou, soos wat ek daardeur preek. Dis 'n baie goeie gebruik, siende dat ek ook teenoor julle aanspreeklik staan vir die verkondiging van God se waarheid aan julle. Die tema wat ek met julle behandel vanuit hierdie verse vandag is Paulus se gebed vir die Efesiërs. Paulus se gebed vir die Efesiërs. Voordat ek wegval, kom ek lees vir ons teks en dan sal ek bid vir die Here se bystand en hulp. Die apostel Paulus, deur die inspirasie van die Heilige Gees, hy skryf om hierdie rede: omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, naamlik geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, en wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë, gemeente. Vader, met heilige vrees, respek, ontzag, buig ek myself, buig ons onsself voor U neer. Here, want dit is ons begeerte om, Here, werklik met U tyd te spandeer in U woord vanmôre. Om iets van U self, U hart, U werkinge en ook U aanmoediging aan ons te hoor. Stel ons in staat deur die Gees, Here, om werklik te begryp, om insig te hê in U woord, om te hoor wat U vir ons elkeen persoonlik wil sê. En Here, kom, bereik die doel waarvoor U hierdie erediens beskik. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, gebed is so uiters belangrik. Soos julle weet, gebed is een van die primêre genademiddele waardeur ons met God kommunikeer en waardeur ons gemeenskap met God geniet. Dit is deur die middel van gebed dat God se almagtige arm in beweging gebring word om sy wil in sy skepping met sy skepsels uit te voer en om ons in lyn met sy wil te bring en sy koninkryk uit te brei. Gebed is werklik kragtig. Is geen wonder dat Jakobus vir ons skryf in Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Die Christense belewenis van God se nabyheid, ons belewenis van God se betrokkenheid as 'n altyd teenwoordige helper, word nooit meer intens beleef as wanneer ons op ons knieë lewe voor die Here en op die Here wag nie.
Nou, ons gee vandag aandag aan hierdie onderwerp van gebed. Spesifiek gebed vir ander, en ons kyk na Paulus se gebed vir die Efesiër gelowiges, soos ek vir julle gesê het. Net in terme van konteks, nadat Paulus die brief begin het met lof, uitroep van lof aan God vir die geestelike seëninge waarmee hy die gelowige seën in Christus, in hoofstuk 1 vers 3 tot 14, draai hy homself nou na die Efesiër gelowiges, en hy maak aan hulle bekend wat sy gebed vir hulle is, hier in verse 15 tot 19 van hoofstuk 1, die verse wat ek nou vir julle gelees het. En ek wil graag saam met julle vanoggend kyk na twee elemente van Paulus se gebed vir die Efesiër gelowiges. Twee elemente van hierdie besonderse gebed vir hom, wat ons sal aanspoor om nie net op onsself gestel te wees wanneer dit kom by ons gebedslewe nie, maar ook dat in lyn met dit wat Paulus skryf in Filippense 2 vers 3 en 4, dat ons niks uit selfsug of ydelle eer moet doen nie, dat ons altyd ander se belange ook bo ons eie moet stel, aan hulle dink ook, nie net aan onsself nie, dat ons aangemoedig sal wees om voortdurend danksegging te bring aan God, voorbidding te doen vir ander, volgens die voorbeeld wat ons hier sien in ons teks van die apostel Paulus. Twee elemente van sy gebed vir die Efesiërs. Nou kom ons val weg. 'n eerste element wat ons sien hier vanuit Paulus se gebed vir die Efesiërs is sy danksegging vir hulle. Danksegging vir die Efesiërs. Ek lees weer verse 15 en 16. Paulus sê om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Wanneer Paulus hier begin deur te sê om hierdie rede, dis 'n term wat terugkyk na wat hy reeds gesê het, maar dit kyk ook vorentoe na dit wat hy nou sê hier in vers 15. Dit wil sê die geloof en die liefde onder die Efesiërs waarvan hy te hore gekom het. Wat natuurlik die bewys is van God se reddende genade aan hulle in Christus Jesus. En ook die geestelike seëninge wat hy gelees het vanaf vers 3 tot 14, wat die voordele is van daai reddende genade van God aan hulle. Om hierdie rede, hulle geloof en liefde, al hierdie geestelike seëninge, hou hy nie op om God te dank oor hulle nie. Die woord wat hier vir dank gebruik word in die teks, Eucharistia, is juis 'n uitdrukking van dankbaarheid vir seëninge, vir voordele wat ontvang is. En hy dank God die Vader in Christus deur die Gees vir God se reddende genade aan hulle, waarvan hulle geloof en liefde die bewys is, en op grond waarvan hulle deel in al hierdie geestelike seëninge in Christus. En let op, hy dank God, soos die teks hier sê, om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dit is net gepas, nie waar nie. Hy dank God vir hulle, nie vir hulle nie. Hy dank nie hulle dat hulle so oulik was om hierdie goed vir hulle self te bekom nie. Hy dank God, want geliefdes, ons moet onthou, God is en bly altyd die bron van alle dinge. Hy is die eerste oorsprong van alles. Romeine 11 vers 36 sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Nie sommige dinge nie, nie eers meeste dinge nie, maar alle dinge. Van God die skepper wat alle dinge onderhou deur die krag van sy woord, sê Jakobus 1 vers 17, dat elke volmaakte geskenk, elke goeie gawe kom van bo, van die Vader van ligte, by wie daar geen ommekeer of verandering, skadu van ommekeer of verandering is nie. En daarom kan Paulus ook op 'n ander plek, in 1 Korintiërs 4 vers 7 vir die gelowiges sê, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En ek wil vir julle sê, wat is jy en ek wat God ons nie gemaak het nie? Nie waar nie. Want alles is uit hom, deur hom en tot hom, ook die genade van verlossing
Van A tot Z, begin tot einde, is dit genade vanaf God, soos wat ons sal sien in Efesiërs 2, vanaf vers 1 tot 10. Hy beklemtoon hierso in vers 4 en 5 van hoofstuk 2. God wat ryk is in barmhartigheid het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Uit genade, vers 8 sê hy dieselfde, uit genade is julle verlos. Dit kom van die Here af. Verlossing en al hierdie seëninge wat God reserveer vir hulle wat hy red in Christus Jesus, kom van hom af. En daarom is dit net gepas dat Paulus en dat ook ons God dank vir sy reddende genade. Paulus maak melding hier van wanneer dit is wanneer hy God onophoudelik dank vir sy genade aan die Efesiër gelowiges. Hy sê wanneer ek aan julle dink in my gebede, hierso in vers 16. Jy het hierdie stelling, wanneer ek aan julle dink in my gebede, dit dui vir ons daarop dat Paulus 'n gereelde gebedslewe gehad het. Paulus, as jy dit is nogal insiggewend, as jy 'n studie maak deur al sy sendbriewe, hoe baie hy praat van en verwys na sy gebede vir gelowiges en vir gemeentes en hoeveel keer hy vir gemeentes skryf wat hy vir hulle bid. Hy was werklik 'n man van gebed, net soos die Here Jesus Christus. Hy het 'n gereelde gebedslewe gehad. En ons lei ook af dat hy sistematies gebid het vir gelowiges en gemeentes, want hy sê wanneer ek aan julle dink in my gebede, hy het tyd gemaak om aan die Efesiër gelowiges ook te dink in sy gebede. Met ander woorde, hy het in herinnering geroep, in sy gedagtes herroep dit wat God vir hulle gedoen het en die vrug van geloof en liefde in hulle midde. En dit het hom aangespoor tot dankbaarheid en danksegging aan God. Kyk, hy doen dieselfde vir die Tessalonisense gelowiges, dis amper woord vir woord dieselfde wat hy sê. Julle hoef nie te blaai nie, ek lees vir julle 1 Tessalonisense, hoofstuk 1, vers 2 en 3. Hy sê, ons dank God altyd, onophoudelik, oor julle almal, wanneer ons aan julle dink in ons gebede, daar het jy daai selfde frase. Voor God ons Vader onthou ons onophoudelik die uitwerking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde, die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. En telke male, ook aan die Kolossense gemeente en ander gemeentes, sien ons dat hy die Here dank vir hierdie 3 primêre deugdes van Christendom: geloof, liefde, hoop. Ek sal nou meer iets daaromtrent sê. Paulus hier in ons teks dank die Here vir 2 spesifieke genadegawes hier in vers 15. Hy dank die Here vir hulle geloof in die Here Jesus Christus. Die Griekse term hierso dui daarop dat dit is reddende geloof waarvan hy praat. 'n Reddende geloof wat lei tot die navolging van Jesus Christus as sy disipel, om hom te eer, te aanbid, te gehoorsaam in die lig van sy woord. Met ander woorde, die Efesiër gelowiges se geloof was nie net 'n blote nominale belydenis, 'n leë belydenis soos wat ons dikwels in ons eie dag hoor of sien nie. 'n Belydenis wat kragteloos is, wat geen uitwerking het in die praktyk op daai persoon se lewe nie. Nee. Hulle het 'n reddende geloof gehad in die Here Jesus Christus, wat God bewerk het in hulle. Hoe weet ons dat dit 'n uitvloeisel gehad het, dat dit in die praktyk gemanifesteer het? Wel, deur die tweede genadegawe wat hier genoem word. Hulle liefde vir al die heiliges. Hulle geloof in Christus en liefde vir hom het gemanifesteer ook in die praktyk, in 'n liefde vir al die heiliges. Nou, hierdie term wat Paulus hier gebruik vir liefde, soos julle weet, die Grieks is 'n baie tegniese taal. Hy sê presies wat hy wil sê.
En jy kan in Grieks jouself mooi uitdruk. Paulus gebruik nie die woord eros hier vir erotiese of intieme liefde, soos tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik nie. Hy gebruik nie die woord philia, vriendskapsliefde, soos wat jy vir 'n beste vriend sou hê nie. 'n BFF, soos my kinders sou sê. Hy gebruik nie die woord storgei, wat familieliefde is, wat 'n broer vir 'n suster of 'n ouer vir 'n kind en 'n kind vir 'n ouer sou hê nie. Hy gebruik daai bekende woord agape in die Bybel, wat verwys na 'n godsoortige liefde, want dit is hoe God lief het. Dit is 'n selfopofferende, selflose liefde. Dit is die aard van daai liefde. Met ander woorde, die Efesiër gelowiges se liefde was nie net van daai tipe wat vir sy medegelowiges gesê het, die Here seën jou, wees warm, wees gevul, gaan in vrede nie. Dit was 'n liefde wat uitgereik het in die praktyk. En soos wat hy daai persoon seën, vir hom iets gegee het om te eet, iets gegee het om hom mee warm te hou. Jakobus 2 vers 14 tot 17. Dit was nie 'n liefde wat net leë lippetaal was nie. Maar soos ons lees in 1 Johannes 3 vers 16 tot 18, dit was 'n liefde in daad en in waarheid, 'n liefde wat oorgegaan het tot die praktyk, om mekaar se laste te dra, vir mekaar van hulp te wees, vir mekaar te bid, vir mekaar te bemoedig, vir mekaar by te staan in die praktyk van die alledaagse lewe. En Paulus sien in hierdie geloof, in hierdie liefde waarvan hy hoor onder die Efesiërs, God se reddende genade. En hy dank God vir hierdie genadegawes aan die Efesiër gelowiges. Ek wil hier 'n toepassing vir ons maak onder hierdie eerste element van Paulus se gebed vir die Efesiërs, danksegging vir God se werking in hulle midde. Maak God se reddende genade in ander rondom jou se lewe nog vir jou opgewonde. Net soos sy reddende genade in jou eie lewe. Is jy opgewonde wanneer jy hoor dat die Here 'n siel gered het, toegevoeg het tot die plaaslike gemeente of een van sy gemeentes, dat die Here hulle volhard, dat die Here hulle groei. Ons het hier 'n besonderse aansporing in die apostel Paulus, om altyd ook dankbaar te wees. Net soos ons dankbaar is vir God se reddende genade in ons eie lewens, om dankbaar te wees en dank te betuig aan God vir sy genadige werking ook in ander. Dankie Here dat U so en so gered het. Dankie Here dat U so en so volhard in geloof en in liefde. Dankie Here dat U so en so groei in geloof en in liefde. Het tweede element van Paulus se gebed vir die Efesiër gelowiges is sy voorbidding vir hulle. Voorbidding vir die Efesiërs in verse 17 tot 19. Nie net dank hy die Here vir hulle nie, hy bid spesifiek vir hulle. Kyk gou weer saam met my in julle Bybels. Ek lees vir julle weer verse 17 tot 19. Hy sê dan, nadat hy God gedank het vir hulle, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, naamlik geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. En saam met dit, dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, en wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo. Dit is my interessant hier, Paulus sê ek bid dat God vir julle sal gee, hier in vers 17. Natuurlik, soos ek nou net gesê het, hoekom? Hoekom bid hy dat God dit vir hulle sal gee? Want God is die bron, die oorsprong van alle dinge. Alles is uit hom, deur hom, tot hom. Hy is die gewer van elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk. Alles wat ons is, alles wat ons het, kom van hom af. En ons kan nie roem in enigiets, asof ons dit nie ontvang het uit die hand van die Here nie. Nie net verlossing en al die seëninge wat daarmee saamgaan nie, ook ons geestelike groei kom van God af.
Hierdie twee dinge wat Paulus vir hulle bid, want hy ken hierdie Efesiër gelowiges. Onthou, hy het 3,5 jaar onder hulle gebly en bedien, hy het herlewing beleef, soos ons in Handelinge 19 gesien het. Hy ken hulle, hy weet ook waar hulle tekortkominge is, en daarom bid hy spesifiek, dat die Here hulle verder sal groei in twee areas. Eerstens 'n verdieping in hulle verhouding met die Here. Ek gaan nou meer daaroor sê, 'n verdieping in hulle verhouding wat kom deur hulle groei in kennis omtrent God. Dat die Here vir hulle sal gee wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan. Maar nie net dit nie, hy bid ook vir die verligting van hulle verstand. Baie belangrik, wat ook kom deur 'n groei in kennis omtrent die hoop, die erfenis waarvan hy skryf hierso aan wat ek nou iets meer oor sal sê. En kyk ook, dit impliseer dat groei soos verlossing is 'n genadegawe van God wat ons nie uit onsself kan opwek nie. Jy kan dit nie namaak nie. Jy kan dit nie in jouself produseer nie. Dis iets wat God moet skenk. En dis daarom dat Paulus God vra in sy gebed dat hy dit sal skenk aan hierdie gelowiges. Net op 'n synota hierso, hierdie is vir my so besonder, toe ek my studie gedoen het hierdie teks, my bygeval, let op Paulus se verhewe godsbeskouing. Ek wys dit uit, want ek wil vir julle sê, niemand met 'n klein godsbeskouing, 'n onwaardige godsbeskouing, kan 'n gebedslewe hê soos die apostel Paulus nie. Kan 'n gebedslewe hê soos ons eie Here Jesus Christus in sy menslikheid gehad het nie. Dit is wanneer ons groei in 'n verhewe godsbeskouing, waardige gedagtes oor God mag begin dink in sy grootsheid en sy heerlikheid, dat dit ons sal dryf tot gebed. En Paulus skryf hier, hy noem hom vir God die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid. Die woord heerlikheid hier is doxa, 'n bekende term. Dit verwys na die uitnemendheid van glorie en skoonheid en pragt. Dit sê vir ons, God is alles wat vir ons lieflik en loflik en prysenswaardig en kosbaar is. Hy is heerlik. En Paulus kan omtrent nie eers vir hulle skryf wat hy vir hulle bid, sonder om ere te bring aan God en te raak aan sy heerlikheid. Dit is maar net so besonder, hy is die Vader van heerlikheid. Nou Paulus bid, dat God vir hulle sal gee uit genade, soos ek eerstens gesê het, 'n verdieping in hulle verhouding met die Here, wat kom deur 'n groei in kennis van die Here. Hy bid dat God vir hulle sal gee geestelike wysheid en openbaring. Hierdie woord wysheid is die kapasiteit om iets te begryp en gevolglik wys of verstandig te handel op daai kennis. En dit is interessant hier, hy sê dit is geestelike wysheid. Met ander woorde, dit is wysheid wat van die gees van God afkom. Weereens, dis nie iets wat ons self kan uitdink nie. Geen mens kan homself na God toe dink nie, soos Korintiërs 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 14 vir ons sê: aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Watter mens ken tog die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees wat in hom is nie? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. En daarom is dit so belangrik dat die Gees daardie wysheid omtrent wie God is, moet openbaar. Hy gaan aan hier in 1 Korintiërs 2 vers 12, ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge nie met die woorde van menslike wysheid nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer, dit wil sê geestelike wysheid, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel, en dan gaan hy so aan. Hy bid vir hulle geestelike wysheid en ook openbaring. Die woord apokalipsis hierso, toe ons openbaring gedoen het ons daaraan geraak. Dit beteken maar net om iets wat vooraf nie bekend was, nie bekend te maak of te onthul. En dit is wat Paulus vir hulle
bid dat die Here verder sal aangaan om homself aan hulle te openbaar, aan hulle te onthul, sodat hulle kan groei in geestelike kennis omtrent God. Let op hierso, in die grammatika word beide die wysheid en die openbaring wat hy vir hulle bid gekoppel aan die frase wat bestaan in die kennis van hom. Met ander ons weet, hy bid vir 'n verdieping in hulle kennis en gevolglik verhouding met hom. En hier is 'n belangrike les vir ons wat ek wil uitwys. 'n Baie belangrike les. Dat in die woord van die Here is daar 'n fokus op die verstand van die gelowige. Op kennis wanneer dit kom by ons verhouding met God. Bo emosies, belewennisse en ervarings. Ons lewe in 'n dag waarin soveel mense die intellek wil afskakel. Hulle stel nie belang in doktrine en in dit wat God geopenbaar het in sy woord by wyse van leerstelling nie. Hulle wil ervarings hê, belewennisse hê. Hulle wil kerk toe gaan om 'n euforiese gevoel te hê, om daai kick te kry, daai high te hê wat hulle vir nog so 'n paar dae in die week sal dra. Gelukkig nie orals nie. Maar julle weet waarvan ek praat. Soos Paulus vir hulle hier bid, is daar 'n klem in die woord op die verstand. Op kennis van God. Ek meen, dis tog wat ons sien in die woord. God self sê in Jeremia 9 vers 23 en 24, die wat wil roem, moet nie roem in hulle materiële rykdom nie. Hulle moet nie roem in hulle intellektuele slimheid nie. Hulle moet nie roem in hulle liggaamlike krag nie. Die wat wil roem, moet roem daarin dat hulle verstaan en my ken. Die kennis van God is so belangrik. Daarom het Jesus ook as deel van sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 3 gebid, Vader, dat hulle U en die een wat U gestuur het, Jesus Christus, mag ken. Dit is die ewige lewe. Kyk, ons gooi nie emosie weg nie. Deur wat ek sê, probeer ek net 'n balans bring en vir julle uit te wys die prioriteit van die verstand bo die emosies. Emosies is belangrik, dit moet kom. Maar dit moet kom as 'n gevolg op dit wat ek verstaan en ken van God. En op grond van die begrip en insig, hierdie geestelike wysheid en openbaring wat God vir my gee oor homself, dat die emosie daaruit sal voortvloei in 'n emosionele aanbidding, 'n oorweldiging, 'n betowering met die Here en dat ons hom ywerig sal aanbid op grond van ons kennis van hom. Wysheid en openbaring wat bestaan in die kennis van hom. Dit bid Paulus vir hulle, maar dis nie al nie. Tweedens, hy bid nie net vir 'n verdieping in hulle verhouding met God, wat kom deur 'n groei in kennis oor God nie. Hy bid ook vir hulle vir die verligting van hulle verstand, baie belangrik, wat ook kom deur 'n groei in kennis omtrent die hoop, die erfenis wat hy vir hulle bid. Hy sê vir hulle dat die oë, of hy sê vir hulle, hy bid dat die oë van julle harte verlig mag wees. Dis 'n snaakse manier om dit uit te druk, die oë van julle harte. So as ons sien met die hart, né? Wat hy daarmee bedoel is 'n intellektuele begrip en insig wat nie net kopkennis bly nie, want is ook 'n gevaar, veral in gereformeerde kringe. Dat daai intellektuele begrip en insig wat hy vir hulle bid, die wysheid en openbaring, dat dit sal daai 30 centimeter afsak tot in die hart. Dis 'n insig en 'n begrip wat die hart raak en daarom die lewe verander. Dis waarvoor hy bid. Paulus is vir ons 'n goeie voorbeeld, 'n goeie illustrasie hiervan. Dink aan hom en sy Damaskuspad ervaring. Ek meen, hy het die weg Christendom vervolg, hy het Christendom probeer uitroei, hy was 'n yweraar vir die oorlewerings van sy tradisies, die Fariseërs en op die Damaskuspad het hy Jesus ontmoet en Jesus het vir hom gesê, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop, ek is die een wat jy vervolg. En daar besef hy hoe verkeerd hy was. Daar besef hy dat hierdie Jesus, Skepper God
van hemel en aarde, die onderhouder van alle dinge. Daar besef hy, Jesus is die God van Abraham, Isak en Jakob. En daai insig, daai begrip wat hy ontvang het op die Damaskuspad, het afgesak tot in sy hart. Dit het sy hart geraak en dit het gelei tot 'n veranderde lewe. Paulus kon nooit weer, na daai openbaring van wie Jesus werklik is, dieselfde wees nie. Ek meen, Galasiërs 1 sê vir ons, die mense was bang vir hom, want hulle het gesê, hy wat eens die geloof vervolg het, verkondig nou daai einste geloof. 'n totale handomkeer. So dis wat Paulus ook vir hulle bid, dat die oë van hulle harte verlig mag wees. En ek dink, hierdie is maar net 'n observasie. Hierdie is 'n persoonlike opinie hierso, dat Paulus moontlik kennis gedra het dat hulle nie genoegsaam ingelig was omtrent hulle hoop, die ewige erfenis wat die Here vir hulle gereserveer het in Christus Jesus nie. Want as jy gaan kyk na sy gebed aan die Kolossense gemeente, aan die Tessalonisense gemeente, dan lys hy altyd daai 3 deugdes: geloof, liefde, hoop, saam. Maar hier in vers 15 sê hy, dank die Here vir hulle geloof en liefde. Hy noem nie hoop nie. Hy noem hoop 'n paar verse later, wanneer hy vir hulle sê, hierdie dinge bid ek vir julle, 'n verligting met betrekking tot wat die hoop behels. Hierdie erfenis wat God vir hulle reserveer in Christus Jesus. Dat die oë van hulle harte spesifiek met betrekking tot daardie hoop, daardie seker en sekuur vooruitsig wat God skenk in Christus, dat hulle daaromtrent verlig sal wees. En dis hoekom hy ook so gehamer het in hoofstuk 1 vers 11 tot 14, 4 verse wat hy spesifiek gepraat het oor hierdie geestelike seëning van ons verseëling vir 'n ewige erfenis. En hy bid hier dat hulle 'n regtig 'n diepe insig sal hê in wat dit behels. Dit is seëninge nou in Christus Jesus deur die inwoning van die Heilige Gees, soos ek verduidelik het, maar primêr en spesifiek die volheid van dit wat nou beleef word, saam met soveel ander geestelike seëninge in die hiernamaals. En let op wat sê hy van hierdie erfenis. Kyk na die selfstandige naamwoord wat hy gebruik hier in vers 18. Wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels. Rykdom. Hierdie term verwys na die opperste graad van God se seën. Dan word dit is 'n ryke erfenis en daarom gebruik hy ook die byvoeglike naamwoord hier, die heerlike rykdom van hierdie erfenis. En hy bid nie net daarvoor nie, let op hierso in vers 19 se begin, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo. Met ander woorde, Paulus bid ook dat hulle sal insien God se groot mag, wat hy uitgeoefen het om daai hoop, daai erfenis vir hulle te verseker in sy handeling met Jesus Christus, toe hy hom opgewek het uit die dode. Kyk wat gaan Paulus aan om te sê vanaf vers 19. Hy bid ook dat hulle verlig sal wees om in te sien wat die onvergelykbare grootheid van God se mag is vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag wat hy uitgeoefen het in Christus Jesus, toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles met hierdie mag aan sy voete, onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vul, is hierdie selfde krag wat God uitgeoefen het in Christus Jesus, waarmee hy daai erfenis, daai hoop vir die heiliges verseker het. Daarom bid Paulus dat hulle werklik verlig mag wees deur die Here om dit in te sien.
Weereens die selfstandige naamwoord wat hy hier gebruik vir hierdie krag, die grootheid van sy mag. En ons weet God is almagtig. En hierdie byvoeglike naamwoord, onvergelykbare grootheid. En as God in sy almag dit vir ons verseker het, kan enige iets dit van ons afsteel? Nee. Nee. Ek wil weer hier 'n toepassing maak. In die lig van Paulus se voorbidding vir die Efesiërs, van 'n verdieping in hulle verhouding met God, en die verligting van hulle verstand, om in te sien die heerlike, ryke erfenis, wat God vir hulle beplan. Kyk, jou en my lering aan ander, soos wat ons ander disipel, is baie belangrik. Ons lering aan hulle oor God, ons lering aan hulle oor die hoop wat hulle het, dit is belangrik, maar ons voorbidding terselfdertyd, ons gebed vir God se verdieping van hulle, vir God se verligting van hulle, is net so belangrik. Want dit is net God wat daai lering wat ons bied, die waarheid wat ons voorhou en bedien aan ander, is net hy wat kan maak dat dit nie net kopkennis bly nie, maar dat dit afsak in die hart. Die oë van hulle harte verlig word, en dat dit sal lei tot 'n veranderde lewe. Die vroue is nou in 1 Korintiërs besig, ek het gedog, ek sal net 'n teks noem in verband waarmee julle kan identifiseer. In 1 Korintiërs 3 vers 5 tot 9 skryf Paulus, hy het geplant, Apollos het nat gegooi, wat het hulle gedoen? Hulle het die waarheid van God bedien. En hy gebruik hier so 'n landbou analogie. Ek het geplant deur die lering wat ek gebied het, Apollos het nat gemaak deur die lering wat hy gebied het, maar wat sê die teks verder? God het die groei gegee. God moet die groei gee, anders gaan daar nie groei wees nie. En daarom, geliefdes, net soos Paulus, 'n leraar van formaat, dat ons die waarheid sal aanhou, voorhou aan ander, soos wat ons hulle disipel, maar dat ons nie sal vergeet nie om soos Paulus ook, vir hulle te bid, vir verdieping in hulle kennis en verhouding met die Vader, met die Seun, met die Gees, en ook vir 'n verligting van hulle verstand, om in te sien daardie dinge wat ons aan hulle leer. Gemeente, ek sluit hierdie boodskap af, net dit te sê, ons het gekyk na 2 elemente van Paulus se gebed vir die Efesiër gelowiges, sy danksegging vir hulle, sy voorbidding vir hulle. En hier is vir ons 'n ryke, 'n besonderse aansporing om nie net op onsself ingestel te wees in ons gebedslewe nie, maar soos ek gesê het, dat ons aangespoor mag wees om voortdurend God te dank vir ander om ons en sy werking in hulle, en te bid vir die om ons en God se werking in hulle, volgens hierdie kosbare voorbeeld. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U dat dit so prakties is. Ons dank U, Here, dat U vir ons so dikwels voorbeelde gee om na te boots. Ek meen, Paulus sê immers aan die Korintiërs, volg my na soos ek Christus navolg. Here, ons wil dit ook doen. Herinner ons, Here, om wanneer ons en soos wat ons vir onsself bid, wat reg is, wanneer ons vir onsself begeer en bid 'n verdieping in ons kennis en verhouding met U, vir onsself bid 'n verligting van ons verstand om dieper insig te hê in U waarheid, onder andere die hoop, die erfenis, Here, wat U ook vir ons reserveer in Christus Jesus. Om dit ook vir ander te bid. En Here, ook U te dank voortdurend wanneer ons die vrug van U werking in hulle lewens sien, U reddende genade. En Here, ook dat hulle volhard en groei in geloof, in liefde, in hoop. Werk in ons midde, herinner ons aan hierdie dinge, brand in dit wat ons vanoggend gehoor het op ons harte en help ons om dit te gaan uitleef in die dae, die weke, die jare wat kom. Here, dit bid ons in Jesus se naam. En ons wil vra, Here, dat soos wat ons nou die slotlied sing, die seënbede uitspreek en samesyn geniet na die erediens, dat U ook in dit sal wees, U self sal verheerlik en ons sal seën in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Mag sy genade
Die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees vandag en in die week wat voorlê. Amen.